Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyndiens. Vandag staan op die kerkkalender bekend as Pinkstersondag. Dis 50 dae na Paasfees, dis 10 dae na die hemelvaart. Laasweek gehoor, Jesus gee 'n opdrag net voor hy hemel toe gaan, sê vir die disippels hulle moet wag in Jerusalem. En dan sien ons hoe hulle tyd spandeer by die kerk en by die huis, en of hulle by die kerk of by die huis is, hulle soek God se aangesig tot die vervulling van die Heilige Gees plaasvind. Kom ek vra eers vir jou 'n ander vraag. Het jy al ooit iewers met een of ander elektriese toerusting gesukkel? Of dit nou 'n mikrogolfoond of 'n broodrooster of 'n rekenaar is, die ding wil net nie werk nie. En jy vra hier raad en daar raad en bel iewers iemand vir advies, net om op die ou einde agter te kom, die ding is nooit ingeprop by die muur nie, of hy's ingeprop en hy's nie aangeskakel nie. Dit het al met my gebeur, en dit voel vir my eintlik asof dit partykeer is, hoe ons as gelowiges is. Iewers is ons nie so funksioneel en so doeltreffend as wat ons behoort te wees nie. En dan kom ek jou nou vandag uitdaag, in hierdie reeks wat ons praat oor Heilige Gees, lei my, praat ek met jou oor die gedagte, skakel die krag aan. Die bekendste versie as dit kom by die Heilige Gees, is seker Handelinge 1:8. Jesus se woorde voor sy hemelvaart, as hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, tot aan die eindes van die aarde. So ons kan nou baie vandag daaroor praat, maar doen ons daai, is ons die getuies. Ons as 'n Pinksterkerk is baie keer skuldig, dat ons soek net die krag, maar ons gebruik dit nie om funksioneel getuies te wees nie. En dis nou 'n onderwerp vir 'n ander dag, dat ons iewers moet iets doen met die krag. Volgende week praat ons bietjie meer daaroor. Nou, meeste mense, meeste Christene, meeste geesgevulde Christene, gebruik nie 'n fraksie van die krag wat tot ons beskikking is nie. Party is net eenvoudig nie ingeprop nie. Party is dalk nie aangeskakel nie. Party is dalk te bang om in te prop, want net soos wat fisiese elektrisiteit ons krag kos en gedurig duurder word, gaan dit jou dalk iets kos. Die geskenk is verniet, maar dit gaan jou dalk 'n prys kos. Jy gaan dalk sekere goed in jou lewe moet prys gee om doeltreffend deur God gebruik te word. So, onder hierdie opskrif van skakel die krag aan, wil ek sommer net 'n paar algemene punte maak. Nommer 1, die wêreld, en ek dink God homself, is moeg vir mense wat voorgee. Mense wat nie is wat hulle voorgee om te wees nie. Ons beskou onsself as Christene, ons gaan dalk Sondag kerk toe, maar ons lewenswandel getuig nie hiervan nie. Baie mense is dikwels in ons tyd teleurgesteld as hulle iets deur die pos bestel. My vrou het die laaste paar jaar, en ek gaan nie nou company se name noem nie, ontdek waar daar kort 'n pakkie aankom. En partykeer is dit oukei, maar ander kere dan is dit nie heeltemal wat sy gedink het is nie. Partykeer is die verpakking baie mooi, maar die produk stel te leer. Hier's my punt. Dis relatief maklik om jouself in 'n kerkverpakking toe te maak, en die idee te skep by die wêreld en by jou vriende, en selfs by ander kerkmense, dat ek is 'n kerkmens, want ons doen al die regte goed. Maar eintlik is ons besig om voor te gee ons is 'n diep Christen, maar daar's nie krag nie. En ons is daarom nie doeltreffend nie. Die rede is dalk, by punt nommer 2, ons connect nie genoeg met God nie. Ons is nie ingeprop nie. Die krag is nie aangeskakel nie. Wees gou eerlik, of jy oud of jonk is, het jy waarskynlik die laaste week baie tyd op 'n sogenaamde devices spandeer. Jy was baie op jou telefoon. Jy was baie op 'n tablet of op 'n skootrekenaar of voor 'n TV gewees. Letterlik ure. Ek dink jy gaan skrik as jy net vir 1 week so bietjie moet rekord hou van hoeveel tyd jy aan die goed spandeer.
En dan kom ons by die verskoning om te sê, maar ek was net so besig. Te besig om by my Bybel uit te kom. Te besig om tyd in gebed te spandeer. Omdat jy nie die krag aanskakel nie, begin jy op 'n stadium oneffektief voel in jou Christendom. Jy voel jy's nie so goeie Christen soos die volgende ou nie. Maar eintlik is dit net omdat die krag nie aan is. Dis nie genoeg om net af en toe by die kragbron verby te hardloop nie. As ek een of ander toestel, elektriese toestel wil gebruik, kan ek nie net die prop daarvoor, die wyse prop voor die muurprop hang nie. Hy moet ingeprop word. Die krag moet aangesit word. Dit help nie, hy hang net daar naby nie. As jy nie 'n verbintenis maak om ingeskakel te bly by die Here en hierdie krag te ontsluit, aan te skakel nie, en weet die Heilige Gees krag te beleef nie, gaan jy oneffektief in jou Christendom bly. Inprop en aanskakel moet eintlik 'n lewenswyse word. Tradisioneel hou Pinksterkerke Pinksterdienste oor Pinkstertyd. En ons het al baie daaroor gepraat tussen kollegas om te sê, maar wat vir die res van die jaar? Hoe is dit dat ons nou net hierdie 10 dae tussen Hemelvaart en Pinkster ewe skielik weer onthou van die Heilige Gees? Dit moet 'n daaglikse roetine wees. Ek kan met eerlikheid sê, die Here het my gedoop in sy Gees toe ek in standaard 7 was, is meer as 40 jaar terug. En elke dag van my lewe praat ek in tale. Maar partykeer skeep ek dit ook af, dat ek nie genoeg tyd met God spandeer nie. As jy die Heilige Gees krag beleef, dan gaan jy totaal aan God oorgee. En jy gaan 'n nuwe passie hê om gehoorsaam te wees aan sy opdragte. Hierdie krag, sê ek by punt nommer 4, is funksioneel, maar dis ook gevaarlik. Van kleins af is ek geleer, en ek het weer my kind geleer, pas op vir daai prop teen die muur. Jy kan nie jou vingertjies daar indruk nie. Krag is baie gevaarlik, en ons probeer ons kinders van dit af weghou. Maar tog is krag ook 'n fantastiese ding. Dit gee vir ons hitte in 'n koue winter. Dit gee vir ons lig as dit donker word. Dit gee hitte waarop ons kos kan gaar maak. So terselfdertyd is krag iets baie doeltreffend, funksioneel. Dit help ons verskriklik, maar dit hou hierdie gevaar in dat dit kan seermaak en selfs doodmaak as dit nie reg gebruik word nie. En hier's die ding van die krag van die Heilige Gees. Jou hart en jou motiewe moet op die regte plek wees as jy hierdie krag wil hê. As jy dit wil ontvang, die belofte is daar, dis joune. Maar jou hart moet reg wees. Daar's 'n groep manne wat op die harde manier geleer het. Ek lees dit vir jou in Handelinge 19. Sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere 7 seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Toe spring die manne wie die bose gees was op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis uitgevlug het. Kan jy jouself dit indink? Hierdie manne leer op die harde manier. Hulle dink hulle kan sommer net speel met hierdie krag. Hulle kan sommer net die naam van Jesus gebruik. En dit bly die beste naam om aan te roep as jy in 'n krisissituasie is. Maar jy moet seker wees jou verhouding met hom is reg. As jy van hierdie krag gebruik wil maak. Jy moet elke dag hierdie krag aanskakel, maar dan moet jy ook bereid wees om deur God gebruik te word. As ek vandag jou uitdaag om te sê, skakel aan die krag. Miskien is daar 'n paar vrae wat ek jou kan vra. Sukkel jy om te bid? Is dit vir jou moeilik? Sukkel jy om gedissiplineerd jou Bybel te lees, met watter verskoning ook al? Dink jy al hoe meer verskonings uit om weg te bly van kerk af? En elke ding, hier sit 'n skoolding, daar sit 'n werkding, hier sit 'n familieding, nou is ek net te moeg. Soek ons verskonings om weg te bly by die kerk en by klein groepe. Sukkel jy om jou getuienis te deel met ander mense? Sukkel jy om gehoorsaam te wees aan wat jy weet God van jou verwag? Dalk is dit net eenvoudig, omdat jy nie regtig ingeprop is nie. Of omdat die krag in jou lewe nie aangeskakel is nie.
Ons het tyd vir so baie goed in ons lewe. Ons maak tyd vir dit wat vir ons belangrik en lekker is. Maar ons maak nie tyd vir hom nie. Voorbeeld wat ek dalk kan gebruik is die van 'n hoeksnyer, beter bekend as 'n angle grinder. Ek kan nou met 'n angle grinder hier staan. As hy nie ingeprop is nie, is hy eintlik nutteloos. Ek kan eintlik niks met hom doen nie. As ek hom aanskakel, kan ek deur staal sny met hom. Weet jy wat? Jy kan dit sien in die lewe van 'n kind. As 'n kind 'n geskenk kry, en die ding is van krag afhanklik, al is dit dan nou van batterye, dan speel die kind lekker met hom. Maar as daai batterye pap word, en pa of ma vervang nie dadelik die battery nie, dan vervaag die opwinding. Dan beland hy daar onder in die kas of iewers buite op die gras in die tuin, want hy werk dan nou nie meer nie. Is dit nie hoe ons lewens dalk is, as die krag nie aangeskakel is nie? Iewers beleef ons die vreugde van sondevergifnis. Ons gee ons harte vir die Here. En as ek so opgewonde, ek kan nie stil bly nie, ek wil vir almal vertel wat met my gebeur het. Beter nog, ek word gevul met die krag van die Heilige Gees, en dit voel vir my, ek gaan berge verskuif, ek gaan die wêreld verander vir die Here. En iewers vervlou dit, dan is dit nie meer dieselfde nie. Kan ek 2 vrae vra om jou af te sluit? As jy reeds 'n kind van die Here is, en jy's reeds gevul met die Heilige Gees, wat doen jy daarmee? Hoe gebruik jy dit? Is jy nog effektief? Gaan jy nie saam met my 'n besluit maak vandag op Pinksterdag, om te sê, Here, ek soek meer van hierdie krag, ek wil meer doelmatig vir die koning van die kerk wees. Ek wil funksioneer in my roeping, in my skepingsdoel. Help my. Miskien het jy dit nog nie beleef nie, maar dan vra ek vir jou in die tweede plek, as jy 'n kind van die Here is, en jy glo dat die Bybel die waarheid is, jy glo dat sy beloftes die waarheid is, wat staan in jou pad om dit te ontvang? Wat staan in jou pad om hierdie krag aangeskakel te kry in jou eie lewe? Ek kan met 'n angle grinder wat ingeprop is, in 5 minute meer doen, as wat ek met daai selfde instrument oor 5 jaar gaan doen as hy nie ingeprak is nie. Die Here het vir jou iets spesiaal in stoor. Sy belofte geld vir jou, maar iewers moet jy aanskakel. Iewers moet jy inprop, laat hierdie krag deur jou kan vloei. Kom ek bid vir jou. Vader, ek bid vir elkeen wat na my kyk en luister, dat hulle iewers hierdie besluit sal maak. Ek gaan die Here vat op sy woord. Ek gaan die Here vertrou vir hierdie vervulling. Hierdie belofte, sê die Bybel, kom almal toe, wat God se kinders is. En op Pinksterdag sê Petrus dit, hy sê, as jy jou bekeer en jou laat doop, dan sal jy hierdie gawe ontvang. Ek bid dat elkeen wat sy of haar lewe vir Jesus gegee het, elkeen wat gehoorsaam was en besluit het om hulle te laat doop, dat hulle ook hierdie belofte in ontvang sal neem. Die krag van die Heilige Gees in ons lewens. Dankie dat U ons meer help elke dag om gehoorsaam te wees en ons skepingsdoel te bereik, omdat hierdie krag werkend is in ons lewens. Ons bid dit in U kosbare naam. Amen.